staan ons verstom oor die grootheid van ons God. En Here, ons kan nie begin om U te prys nie, want U is te groot vir ons menslike verstand. Maar ons hele wese roep uit vanmôre, word verheerlik, word vereer, o God. Mag U heilige naam altyd net verheerlik word. Mag ons U naam groot maak, Here. Mag ons dit uitpasyn dat God is goed en God is groot en God is in beheer. En aan daardie God bring ons vanmôre al die lof, al die eer, al die aanbidding. En as ons dit doen, weet ons, moet die vyand sy knie buig. Ons dank U vir dit, Abba, in die goddelike naam van Jesus. Amen en amen. Ja, verlede week gepraat oor skielike veranderings wat kom. Ek dink in die paar dae na verlede week Sondag het daar so baie goed verander, dit voel of jy nie kan tred hou. Die goedes is so besig om te verander, dat dit my baie opgewonde maak om te weet die koning is op pad. En as jy nie 'n wederkomsverwagting het nie, as jy nie 'n verwagting het van die weggeraping nie, is fyn, jy kan wag, jy kan bly, ons sal jou later kom haal. OK, ons sal saam met die bruid kom, dis wat Jesus het beloof het. So ek het die wegraping verwagting, iemand vra my hierdie week, dink ek die ouens wat nie die wegraping verwagting het, gaan agterbly, sê ek skat so, want hulle glo nie daarin nie. Dis maar my opinie. Moenie moedeloos raak nie, die Bybel sê in die laaste dag gaan hulle spot, hulle gaan sê, waar is die belofte? Hy kom en dit kom al hoe nader, en die boodskap vanoggend maak my baie opgewonde. My tema is, hoe diep is jou penwortel? Ingeslaan. Tweeledig. Hoe diep is jou penwortel ingeslaan? In jou geloof of in die aarde? Want as dit in God is jy veilig, as jy penwortel te diep in die aarde is jy nog aards. Dat jy nog moeilikheid. Alright. So, ons moet skrif toe gaan. Die Here is amazing. Die eindtye speel voor ons oë af. Amerika en Iran se dinge is baie sterk. Wat vir my baie sterk ook uitkom, is, daar begin so 'n bietjie 'n suurheid kom tussen Trump en Netanyahu. Wat Bybels korrek is, dit moet gebeur, want Israel gaan net op God kan staat maak om hom te red. Alright, en ek sien hulle het nou gepraat van die dome, en Trump sê, hulle, Amerika het die dome gebou vir Israel, so iemand kry nog altyd eer. God deel sy eer met niemand. Alright, so daarom sal God Israel verlos. Matteus 6:24 vers 6, net vanaf vir 'n inleiding gee, julle sal hoor van oorlog, gerugte van oorlog. Ouens, ek gaan dit aanhou praat, ek gaan dit aanhou noem, tot jy dit vat, tot jy dit besef, tot jy begin besef, waar trek ons in tyd. Pas op, moenie verskrik word nie, alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander, daar sal hongersnode wees, pessiektes, aardbewings op verskillende plekke. Net vandag ingooi, hier by ons, die Back and Claw is besig om totaal oor te neem, my hardloop Natal Vrystaat, klink vir my boontoe Natal ook, onthou, dit gaan vir ons vleistekorte bring, so as daar nie tekort is nie, gaan dit baie duur word, dit gaan 'n tekort bring, as jy hom nie kan koop nie, het jy hom nie, so eenvoudig soos dit. Die een nasie sal teen die ander opskies, ons was daar, vers 8, maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte, dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee, hulle doodmaak, sal deur die nasies gehaat word, terwille van my naam. Ek praat met die Christene, dan sal baie tot struikel gebring word, mekaar verraai en mekaar haat. Dit sien ons gebeur oor die hele wêreld. En baie valse profete sal opstaan, baie mense mislei. Baie. Ouens, hulle word al hoe meer. Dr. Johan Karstens, gisterand na hom geluister, een van my dosente gewees, baie smart, ek is baie lief vir hom. Hy sê, ons het oorvloed van alles. Ons het oorvloed kos, ons het oorvloed blyplek, ons het oorvloed karre, ons het oorvloed kerke.
maar ons het 'n totale tekort aan heiligmaking. Ons het 'n totale tekort aan die volheid van die Heilige Gees. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Ons sien dit, ons beleef dit, maar wie volhard tot die einde toe, sal gered word. So, daar's 'n volhardingspad. Die vyand gaan alles doen om jou en my te wil moedeloos maak. Ek sien die Iran se dodetal staan op 80.000. Right. So Prediker 1 vers 9 sê: wat gewees het, dit sal weer wees. Wat gebeur het, dit sal weer gebeur. Daar's glad niks onder die son nie. Right, ek hamer baie op hierdie wat was sal weer wees. Nou, Daniël 4 vers 1. Koning Nebukadneser aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon, mag julle vrede groot wees. Toe ek dit lees, toe sê die Heilige Gees, koning van al die volke, nasies, tale wat op die hele aarde woon, vrede, Donald Trump. Daar's 'n verband geteken, daar's 'n verbond geteken. Wat julle was vir my baie interessant, die hele vredesverbond wat geteken is, sluit Israel uit. Baie insiggewend. Hy sê dit behaag my om die tekens en wonders wat die Allerhoogste God aan my gedoen het te verkondig. Hoe groot is sy tekens, hoe magtig sy wonders. Sy koninkryk, sy ewige koninkryk, sy heerskappy is van geslag tot geslag, Godsin. En ek, Nebukadneser, het rustig in my huis gelewe, was voorspoedig in my paleis. Ek trek Trump deur. Wat was, gebeur weer. Trump het paar weke gelede erken, hy is 'n instrument in God se hand. Hy het gesê, ek weet nie of ek die hemel gaan maak nie, maar solank ek God se wil doen op aarde. Dit was sy woorde. OK. Ek het 'n droom gesien, gesig gesien wat my verskrik het. Droombeelde op my bed en die gesigte wat my hoof het my verontrus. Daarop is my bevel gegee, is deur my bevel gegee om al die wyse manne van Babel voor my te bring, dat hulle my die uitlegging van die droom bekend kan maak. Toe het die geleerdes, die besweerdes, die galdeers, die waarseers gekom. Ek het hulle die droom vertel, maar hulle het my uitlegging aan nie by bekend gemaak nie. Totdat eindelik Daniël voor my ingekom het, wie se naam Beltsasar is, na die naam van my God, en wie die gees van die heilige gode is. En ek het hom die droom vertel. Beltsasar, owerste van die geleerdes, van wie ek dat weet, dat die gees van die heilige gode in jou is, en dat geen enkele geheim jou kwel nie. Het jy die gees van God vanmôre? Wat kwel jou? Wat kwel jou? Die sê die koning dit vir Daniël, want jy het 'n gees, jy het 'n ander gees, jy het God se gees. Jou gees is die God van die heilige gode. So daar's niks wat jou kwel nie. OK, vertel my die droomgesigte wat ek gesien het, naamlik die uitleg daarvan. Wat nou die gesigte van my hoof op my bed betref, ek het gesien en kyk, daar was 'n boom in die middel van die aarde en sy hoogte was groot. Die boom het groot geword en sterk, sy hoogte het tot aan die hemel gereik, sodat hy tot aan die einde van die hele aarde sigbaar was. As een ou wat opstaan vandag wat dit doen. Donald Trump. Uit Groenland, weet julle hoekom wil hy Groenland hê? Weet julle wat sy minerale is in Groenland? Die hele wêreld soek dit. Weet julle al die bunkers van die biljoenêrs is in Groenland? As daar 'n oorlog kom of wat ook al, gaan hulle na hulle bunkers. Hulle dink hulle is veilig, jy is nêrens veilig nie, want daar kom 'n groot aardbewing van God. Alright, so sy blare was mooi, sy vrugte baie, aan hom was vir alles voedsel, onder hom het die diere van die veld skaduwee gesoek, en sy takke het die voëls van die hemel gewoon, alle vlees is daardeur gevoed. En ek het die gesigte van my hoof op my bed gesien, en kyk, 'n bode, naamlik 'n heilige, het uit die hemel neergedaal. Hy het hardop geroep en so gesê, kap die boom af en kap sy takke af, trek sy blare af, verstrooi sy vrugte, laat die diere onder hom uit wegvlug en die voëls uit sy takke. Maar, laat sy penwortel in die aarde staan en dit met 'n band van yster en koper in die groen gras van die veld, en laat hy deur die dou van die hemel nat gemaak word, en saam met die diere deel hy aan die plante van die aarde. Hy praat van Nebukadneser. Ouens, hier gebeur baie goed. Wat sê Donald Trump nou? Onthou hy het by die wêreld
by Davos nou, het hy van die gesondheidsorg heeltemal onttrek. Hy het gesê, hy behoort nie aan daai ouens nie. Hy sal sorg dat dit in Amerika excellent gaan. Hy sal sorg dat dit in Iran excellent gaan. Hy sal sorg dat dit in Gaza excellent gaan. Hulle beplan 'n 15-minute city, die mees liekste plek in Gaza. Totaal teen die woord. Maar Trump sê al hierdie goed, en wat ons hier lees is 'n herhaling van al hierdie goed. So moet nou nie vanmôre sê ek sê Trump is die anti-kris nie, hy is nie. Maar Trump se instrument soos Nebukadneser 'n instrument in God se hand was. Want Nebukadneser is herstel, onthou dit. Na 7 jaar, baie interessant, né? God se toren, 7 jaar. Ouens, julle moet net hierdie goed fyn dophou, asseblief. Jy sien, Trump is net so prominent soos hierdie koning. Die ou wat my pla by hom is J.D. Vance natuurlik. Daai ou is 'n groot vraagteken. Onthou net, die eerste dag toe Donald Trump ingehuldig is verlede jaar. Eerste dag. Die eerste dokument wat hy geteken het is $5 triljoen vir Stargate. Weet julle hoeveel stasies van Stargate is gebou oor die wêreld? Dink julle daar is stasies van Stargate gebou in Suid-Afrika? Kan ek gou daai fotootjie kry, Liesel asseblief? Daar is ons foto. Daar is al die Stargate stasies wat gebou is. Onthou wat gebeur met Stargate. Onthou dis jou totale beheer van die AI. Dis totale beheer van alles, van jou beursie, my beursie, jou bankrekening, jou selfoon, jou smart TV, alles is klaar beheer. Onder op die punt Suid-Afrika, 4 stasies, 2 in die Kaap, 2 hierbo. Dis hier. Dit kom nie, dit is klaar gebou, die goed is hier. En dis deel van die eindtyd profesie van die dinge wat kom. So wat die Davos gebeur het, Trump het onttrek daar van die gesondheidsorg. Hy het vir die ouens, weet jy, die hele Europa buig voor hom. Hulle het gesê, hulle is so dankbaar, hy is daar. Die wêreld kan nie bestaan sonder hom. Dis woorde wat hom toegevoeg is. Nebukadneser, die wêreld is op die beste plek, want jy is die beste koning. Jy's so goed, jy sorg vir ons, want Iran sit plakate op. Please, President Trump, kom, help. Suid-Afrikaners sit plakate op. Asseblief, President Trump, kom, help. Ouens, God moet help. Maar dit is dieselfde scenario wat hom self weer afspeel. Elon Musk het by Davos gesê, by 2030 sal die AI slimmer wees as enige mens. Nova, daai snaakse vreemdsoortige wese, hy het gesê, ook op die Davos, en hy word applaus. Hy sê dat die mensdom is useless. Ons moet net 500 miljoen op die aarde oor hou. So wat is useless? Luister baie mooi, want ons val almal in hierdie trap, in hierdie gat. Ons word gevang. Hulle sê useless is ou mense. Hulle vergeet, God het op 80 ouens begin gebruik. Die wysheid. Ander useless is jong mense. Volgens Trevor Noah. Right, so wat sê hy? Useless is die feit, wat gaan ons doen? Ons gaan oor die wêreld, hulle is besig om dit te doen, Suid-Afrika's voorlopers, almal kry SASSA. Jy is afhanklik van jou staat. OK? Vir die jong mense gaan ons games gee, en vir die jong mense gaan ons dwelms gee, en daarom is hulle useless. En daarom gaan ons hulle uitwis. En weet julle wat kan hulle doen? Dis op die chips, dis op die hele stelsel. Terwyl ek al van praat, wil ek julle almal uitnooi. As jy bietjie meer oor hierdie goed wil weet, môre aand wil ek 6 uur 'n ding op die skerm kom gooi. Dis 'n uur lank. Ek wil vir jou vra, word wakker, kom kyk saam met my. Dis 'n ding van Billy Crown wat ek vir julle wil wys. Wat op al hierdie goed dui. Op die einde van die dag, wat hulle doen, onthou as hulle jou gaan beheer, jy kan nie koop, jy kan nie verkoop, jy kan al hierdie goed nie meer doen nie, né? Ons dink dis ver. Weet julle hoeveel ATM-banke het al hulle ATM's weggevat? Weet julle hoeveel personeel is nie meer in ons banke nie? Praat van Suid-Afrika. Weet julle hoeveel
personeel is afgelê in ons banke, want die computers moet nou vir ons alles doen. Alright, so AI gaan alles en almal beheer. Openbaring 13 kom, hy sê vers 15. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se deel ook sal praat, maak dat almal gedood word, wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, die ryk, die arme, die vrymens, die slawe, 'n merk op hulle regterhand, op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Ons ken die storie. Hoe naby is dit? By hoeveel winkels het jy die laaste ruk ingestap wat hulle mee jou kontant vat? Glad nie. Hierdie voldriem. Jy kan nie eens meer 'n koppie vir R30 koop. Jy moet hom met 'n kaart betaal. Jy's klaar beheer. Weet jy hoe is ons beheer? Weet jy jou smartphone, jou smart TV? Dit daar ingeboude goed, wat alles van jou monitor. Kyk bietjie by jou huis, gaan doen die toets. Gaan op jou televisie of gaan op jou foon liewer, want dis jou grootste ewel. Gaan op jou foon, dan sê jy, ek wil bietjie meer uitvind van 'n goeie kopseerpil. Kyk wat kom op jou televisie. Kopseerpil advertensies. Jy's gemonitor. Ouens, ons is klaar gemonitor. Ons word gemonitor. Ons praat van alles smart. Smart TV, smartfone, smart. Jy word opgehou in jou eie huis. Daar's bewyse vir dit. En nou gaan hulle wat bou? Hulle is besig om dit te bou. Smart City. Wat is 'n smart city? 15 minute, ons gaan jou beheer. 15 minute, jy gaan net soveel beweegruimte kry, jy gaan net soveel brandstof kry, jy gaan net soveel kos koop. Moenie dink die goed is gaan oor 10 jaar gebeur nie. Dis baie nader as wat ons vanmôre wil besef. Alright. So, die oorlog van Amerika, ek gaan weer skrif toe, want alles is skriftuurlik wat nou gebeur. Al die Amerikaanse bote wat lê reg rondom Europa. Reg rondom, tot naby Iran, tot Esegiel 38, is besig om in vervulling te gaan. Verder het die woord van die Here tot my gekom, gesê, mense kind, rig jou aangesig teen Gog in die land Magog, die vors van Ros, Meseg, Tubal, en profeteer teen hom en sê, so spreek die Here, kyk ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Meseg en Tubal. Onthou net die groot ou wat nou 'n groot rol speel, Turkye. Groot rol in hierdie ding speel hy. En ek sal jou weglok en hake in jou kakkebene sit en jou laat uittrek en jou hele leer, perre, ruiters, almal volkome toegerus. 'n Groot menigte met die groot en die klein skild wat almal die swaard hanteer. Perse, Kesiete, Piteërs, saam met hulle, almal met skild en helm, Gomer en al sy leers, die huis van Togarma in die uithoeke van die noorde en al sy leers, baie volke saam met jou. Hou jou reg en maak jou klaar, jy en al jou menigtes wat by jou vergader het, en wees vir hulle 'n leidsman. Na baie dae, ons is daar, sal jy bevel ontvang aan die einde van die jare, sal jy 'n land intrek wat Israel. 'n Land intrek Israel, wat van die swaard weer reg gekom het, wat versamel is uit baie volke, Israel. Op die berge van Israel, wat gedurig deur as pynhoopdag gelê het, ja, dit is uit die volke uitgebring, en hulle woon almal in veiligheid. Israel woon vandag in veiligheid. Hulle sê, as jy in Israel gaan stap, voel jy so veilig, want daar's 'n atmosfeer, God se atmosfeer, is daar. Onthou bietjie, jou atmosfeer bepaal jouself, waar jy jouself bevind. Nou het ek nog 'n foto wat ek vir julle wil wys. Ek hoop julle gaan my afgooi nie, maar die vrede. Onthou julle reg aan die begin. Kyk daar. Daar's Donald Trump en Putin. Skielik is hulle hand om die blaas met mekaar. Skielik vat hulle hande. Putin het aangebied om te help. Hoor, hy het aangebied om te help vrede maak in Oekraïne. Wie vertrou mens toe nou? Die woord van die Here sê niemand, want die kerk, die wêreldleiers is vol van die Judas bokke.
Almal van hulle is baie. Daai twee ouens se mekaar môre in die rug steek. Maar hulle kan saam pose vir 'n foto. Alraai. So. 1 Tessalonisense 5. Ons bly by die woord. Oor die tye en geleenthede, broeders, julle nie nodig dat julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dis al wat nou op die agenda is, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos barensnood, 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Jy kan nie om die tafel sit met Satan nie. Jy kan nie om die tafel sit met Judas nie. Jy kan nie 'n verbond met Satan maak nie. Hy gaan jou in die rug steek. En nou is die hele wêreld in verwondering oor hierdie vrede verbond wat Trump nou gemaak het. Groot instrument in die hand van die Here. Maar julle, nou praat hy met die kerk. Broeders, nie is nie in die duisternis nie, dat die dag julle nie soos 'n dief sou oorval. Ek kom soos 'n dief in die nag, terwyl al hierdie dinge op die wêreldfront aan die gang is, gaan hy sy bruid vat. Want God gaan ergens nou begin sê, vat my kerk, vat die kerk weg. Ek het werk nou om te doen. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die duisternis of die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie. Laat ons waak en nugter wees. Julle wat se probleem se kerk. Ons bly stil vir alles. Wie verdedig die kind van God? Is ons nie veronderstel om uit te staan, om hierdie tekens wat ons hier sien, te verkondig, om mense te waarsku nie. Maar ons is te bang, ons gaan vriendskappe verloor, ons is bang, ons gaan moeilikheid kry, en ek gaan bang wees, my familie gaan sê, jy is heeltemal van die pad af, waar kom jy nou, en al hierdie goed. Dit staan in my Bybel, dit gebeur op die nuus, dis besig om plaas te vind, en God sê vir die kerk, word wakker, kom uit jou doodslaap uit. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid, die hoop, Paulus sê, ons het 'n ewige hoop, hy gaan ons kom haal. O Here, help ons as dit hoop is. Lyk sy ashoop. Gister daar, hier bo aan die kant van 'n byl, daar iemand gaan sien, daar tussen die ashoope. Ouens, kom, laat ons bietjie opstaan as kerk. God loof en prys, God se naam groot maak. En God vir die wêreld vertel, God is op pad. Want jy sien, God het ons nie bestem tot toren nie. Maar om die saligheid te verkry deur, hier's die onderskeid. Deur Jesus Christus, met ander woorde, die toren is nie julle sin nie, Christus gaan syne vat. Die toren gaan nie op jou kom nie. Het jy dit nou moeilik? Ja, ons almal het dit moeilik. Dit gaan taai. Ons lees, ek sien nou die dag in die week, die Russiese kanonne hier by Vogel, vragtevol. Waartoe gaan hulle? 3 jaar terug was daar 'n woord. Het daar profetiese woord uitgekom dat hulle sê hulle sien die strate van Suid-Afrika staan vol Russiese soldate. Hier gebeur dit voor ons oë. Ons slaap. Dit gaan nie met ons gebeur. Pas op. Pas op. Almal was natuurlik hysteries oor Malema. Kan nie nou hysteries oor hom raak. Maar dis nie klaar nie, want sy saak is uitgestel, sy vonnis. Die sleg van dit is, dit gee hulle kans om iets te bou onder hulle. Alraai. Wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan leef. Met ander woorde, ek het die vrede van die Here. Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op soos julle ook doen. Maar ons vra julle broeders, erken nie wat onder julle arbei julle voorgangers in die Here is en julle vermaan. As nou 'n nuwe predikant, ek gaan nou nie presies sê waar nie, sal hom nie hier nie, is 'n bietjie verder. Hy sê, hy het ook geglo in die wegraping, maar hy dink dis die grootste klomp bollie. En hy het 'n hele gemeente agter hom wat nou sê, okay, daar gaan nie meer wegraping wees nie. Sien jy die misleiding? So kruisig my liewer vir die waarheid,
maar moet my nooit kruisig omdat ek vir jou lieg, asseblief. Bewys in hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk, hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Is dit nou die ou wat voor jou by die taxi oor die rooi robot opry? Hy praat met die kerk. Ek sê net vir daai ou wat oor die robot ry, God watch jou boetie. So, sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie. Ouens, hy praat met die kerk, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar. Dis die wil van God in Christus Jesus oor julle. Het jy dankbaarheid vanmôre? Het jy dankbaarheid as jy opstaan vanmôre? Het jy dankbaarheid as daar 'n ou voor jou neus verbygery het en die Gees het vir jou gesê moenie wegtrek? En dit kom al hoe meer, want liewe Vader, is asof hulle mal word hier buite. Gister sien ek hom van 'n byl 'n ou ry, die pyltjie is lankal verby, al die ouens kan ry, 4 karre draai nog steeds. En hierdie arme ouetjie agter in die kar, wat hom bestuur, hy kyk rond, hy kyk net of niemand hom gaan stamp. Ons mense is klaar robotte. Ons is klaar beheer. Dis die tragedie. Wees in alles dankbaar, dis die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die Gees nie uit nie. Verag die profeseë nie. Beproef alle dinge, behou die goeie. Kyk, hoe beproef ek dit? Volgens die woord van die Here. Daniël 12 vers 4. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Einde van die tyd, die kennis vermeerder. Nog nooit ooit was daar so baie kennis soos nou. Maar nou raak ouens so slim, hulle wil God ook al verklaar. Hulle wil ook al verklaar hoe werk en hulle wil ook al vertel hoe dink hy en hulle wil ook al vertel, vergeet dit. Vergeet dit. As die Heilige Gees jou lei, sal jy in die volle waarheid lewe. En jy sal in oorwinning lewe. En jy sal vrede hê en jy sal oorwinning hê. Spreuke 6:16 sê, baie interessant. Hierdie 6 dinge haat die Here. 7 is vir sy siel 'n gruwel. Dis sterk. God haat dit en dis 'n gruwel. Hoor wat sê hy? Trotse oë. Die wêreld is vol van dit. Gaan kyk na al jou landsleiers. Ek sien nie een nederige landsleier. Die ou wat ek gedink het is daai ou van ek hou my sulke lang wangbaarde. Hy lyk so hippie. Hy lyk soos ons van die 60s. Probeer vandag dink. Hy het ook nou by Davos gepraat. Hy het ook skielik groot aan homself. Oulike ou gewees. Hy het ook die Here altyd eer gegee toe hy die oorwinning gekry het. Is dit Rio de Janeiro is een van daai tipe ouens. Maar God haat trotse oë. Hy haat 'n leenagtige tong. Weet julle wat? Alles wat om die tafels nou in die wêreld gesit word is leuns. Alles. Die een mislei die ander een. Daar's geen waarheid in niks wat hulle sê nie. Daar's vredesverbonde wat gemaak word, daar's vredesverbonde wat oombliklik gebreek word. Ek persoonlik het Trump nou al 5-6 keer gehoor lieg, dat hy teruggaan op 'n belofte wat hy gemaak het. Ek blameer hom nie. Hy's 'n instrument in God se hand. God sê ek stuur 'n leengees. God doen dit. Hy is instrument. Nebukadneser is 'n instrument in God se hand. Hande wat onskuldige bloed vergiet. Kyk hoe maak hulle dood nou. 80,000 in Iran. Dis hulle eie mense. Hulle onthoof hulle. Hulle vat die vrouens, hulle gryp die vrouens so vernederend, vat hulle 'n mes, sny hulle net die lang blok hare af en hulle verkoop hulle seksslawe. Dis daar. Sien wat gaan hier aan. Moenie 'n fout maak. 'n Hart wat onheilsplanne beraam. God haat dit. So wat in jou hart is, God sal dit in die lig bring. So al die onheil wat jy beraam, God sê ek haat dit. Ek het 'n gruwel in dit. Hoekom?
Want die waarheid is nie in jou nie. En jy is veronderstel om te sê, die waarheid sal my vrymaak. Ek en jy moet vanmôre vry wees van al hierdie goed. Voete wat haastig na die kwaad toe loop. Haastig, want hierdie ouens is aan die gang. Ek weet nie hoe kry hulle dit reg nie, maar sien julle, hoe is die wêreld klaar verbind? Jy kan vandag op jou vliegtuig klim en jy kan vanaand in Australië gaan eindig. Jy kan nou op 'n vlieg, alles is tot jou beskikking. En dis wat hulle doen. Hierdie ouens is so in die beweeg. Daar's een vraag wat my bly pla. Ek verstaan nie, waar kry Trump sy energie vandaan? Ek sien nêrens dat hy slaap nie. Maar jy sien, die vyand is besig. En hulle voete is haastig om kwaad toe te loop. Met ander woorde, kom ons praat, kom ons sit om die tafel, ons gaan hierdie doen. Nee, maar wag bietjie. Wag, ons gaan nou, ons sien dit nou gebeur. Davos is 'n groot openbaring. Wat hulle nou in Switserland doen, is fenomenaal. En dan sê ek weer eens, J.D. Vance, as die sterkie, hy gaan een van die trone wees, wat een van die trone uitstoot. Ek sien hom. En dan een wat valse getuie leuns uitstrooi tussen broers. Nou kom hy kerk. Tussen broers tweedragsa. Julle wat ons gevaar in die kerk. As ons nie in eenheid glo nie, as ons nie dieselfde ding glo nie, gaan hier ook. Dan gaan die ouens sê, nee, maar ek wil nou nie meer na hierdie ou luister nie, ek wil nie meer. Die keuse is altyd joune. Gelukkig praat ons 6 jaar dieselfde taal. En ons eer die Here daarvoor. Alright, en dan Openbaring 22 vers 11. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Laat die regverdige nog regverdiger word. Laat die heilige nog heiliger word. Afsonder een kant. Dis al hoe jy gaan afsonder, dis al hoe jy gaan heilig word. Dis al hoe jy die stem van die Heilige Gees gaan hoor. Dis al hoe jy in jou seisoen van oorwinning gaan kom. Ons is in daai seisoen. 4 seisoene is besig om voor ons oë af te speel. Watter seisoen kies jy in hierdie dag? So, moenie teen jou terugslaaf vaskyk. As jy op jou laagste is, kyk op. Die Here weet waardeur ek en jy gaan, en hy weet wat is ons seisoen. Maar hy weet ook, hy's besig om jou en my voor te berei vir ons beste seisoen. Daarom staan dit in 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 8. Baie sterk. Ons vra julle broeders, hy praat net met die kerk, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees, of deur woord, of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Die afval is op sy grootste. Die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit, en voorgee dat hy God is. Ek en jy gaan dit nie sien. Want die antichrist gaan toestemming dat die tempel gebou word in Israel. Alles is klaar daar. Die materiaal, alles is daar. Maar ek en jy gaan nie hierdie ou sien nie, want hy moet aan die begin, na die wegraping, gaan hy sê, okay, bou die tempel in Jerusalem. Onthou die misleiding onder die Jode. En dan na 3,5 jaar, gaan hy self in die tempel instap, en hy gaan sê, ek is God. Julle moet my aanbid. En dan eers gaan die Jode wakker skrik. Die woord sê, wanneer hy dan kom met sy duisende heiliges, na die 7 jaar fees, gaan hulle sê, hy was die Messias wat ons deursteek het. Onthou julle nie, dat ek dit altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was. En nou,
Julle weet wat om te jou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, die Heilige Gees in die kerk. Gaan die Heilige Gees agterbly? Ek weet nie. Maar hy wat hom teehou, moet uit die weg geraam. Ek weet nie. Gaan mense na die wegraping tot bekering kom? Ek weet nie. Ek lees dit nie. Ek sê net, moenie die kans vat. OK. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot nuut sal maak. Dis na 7 jaar. Dan kom die groot oordeel. Om jou vanmôre te bemoedig, sluit ek af met Psalm 91, vers 9. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Ouens, lees die volgende vers. Lees dit saam met my toe. Laat dit in jou gees kom. Dat jy dit glo. Dat jy dit glo. Dat jy dit glo. Geen onheil sal my tref. En geen plaag naby my tent kom nie. Hoekom moet die kind van die Here dan weer deur hierdie helse verdrukking? Hier sê hy, geen onheil, geen plaag sal by jou kom. Ja, maar jy weet nie waartoe ek nou gaan nie. Siestop. Jesus het in die kruis gaan. Ja, maar jy weet nie waar bevind ek myself. Hy het magteloos aan 'n kruis gaan. En wat het hy gesê? Vader, vergeef hulle. Nou weet jy wat hulle doen. En toe wat doen hy? Toe sê hy, in U hande gee. Dis al wat ons vandag moet bly doen. Kom in afsondering. Luister na die Heilige Gees. Verheerlik die Here. Maak sy naam groot. Satan is onder jou voete. Ons sing dit, maar glo ons dit. Want hy, God, sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op wat? So nou en dan. Nee, al jou weer. Hulle het klaar die opdrag. Die engele is hier. Hulle is by jou. Hulle is besig om jou te bewaar. En die dag as die toorn van God losbreek, sê God vir sy seun, gaan haal my kerk. Hulle het hulle werk gedoen. Mag jy daai vrede vandag in jou gees. Kom ons bid net saam. Dierbare Vader, dankie dat ons weet daar kom 'n groot, verskriklike dag. Dink as Jeremia wat skryf, hierdie verskriklike dag van Jesus Christus. Dit gaan 'n verskriklike dag wees. Daardie dag as U die bruid vat, dag Here as die kerk weg is, die dag as mense gaan agterkom, wat het nou gebeur? Gaan die meeste weet wat het gebeur. My gebed is vanmôre vir elkeen wat hier sit en elkeen wat hierdie boodskap luister, dat ons in die vrede van die Here sal gaan, dat ons sal weet God sal ons beskerm en God sal ons wegvat voor die wraak van God neer gaan reën op hierdie aarde. Here, ons sien klaar die wraak. Ons sien brande, ons sien oorloë, ons sien verwoestings van water. Ons sien hoe hulle mense doodmaak. Ons sien hoe daardie perde van Openbaring klaar aan die werk is. Ons sien daai seels is daar oopgemaak. Ons sien die hel is letterlik op hierdie aarde. Ons sien die leuns, ons sien die verraai, ons sien al hierdie, ons sien dit wat U vir ons sê. En ek bid vanmôre dat ons in die rus van die Here sal gaan. En dat ek nie angstig rondkyk nie. Dat ek weet God is in totale beheer. En dit waartoe ek dalk nou gaan, dat ek daardeur God ook vereer. Dat ek ook in dit my getuienis sal uitdra. Dat ek ook in dit die vrede en die gesindheid van Jesus steeds sal uitdra.
Ek dankie vir dit, Vader. Ek bid, maak hierdie woord lewendig in ons gees, maak dit lewendig in ons harte, dat ons dit sal leef, tot eer van die goddelike naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie ouens, en ek wil net vra, voor julle daai kamera afsit, ek wil net vir die ouens wat by die huise kyk, sê, baie dankie. Maar ek wil vir julle iets vra. Sit vir ons 'n duimpie op, van I like. Dit maak net ons kanaal sterker. Ouens, ek weet nie hoeveel ouens kyk die YouTube, maar ek weet een ding, as die YouTube hardloop, en hy word groter, word ons veld vir die evangelie groter. So as jy hom kyk, sit jou, ek weet nie, is daar 'n duimpie af ook, ja? Hoor, daar is, okay. Sit hom dan nou maar af, as jy hom wil, maar sit hom, asseblief ouens, so meer likes julle deur, ek weet nie presies hoe dit werk nie, maar ek weet dit maak ons kanaal sterker, en ons gaan dit nodig hê vir die tyd waarin ons gaan, dat hierdie evangelie kan uitgedra word, asseblief. Baie dankie.